Ek sien die mense kyk graag na die westerse media. Die westerse media gaan jou natuurlik die waarheid vertel. Nee, hulle gaan nie. So, daar is definitief samenswerings om die Amerikaanse publiek nie in te lig oor hoeveel dooies is daar, hoeveel gewonde Amerikaanse soldate is daar, hoe sleg lyk die situasie, hoeveel radarsisteme is uitgehaal. Daai word nie vir die Amerikaners gesê nie, want hulle sal ongelukkig raak en draai teen Donald Trump, en hulle het reeds begin draai, want hulle is gekant teen die Iran-oorlog. Die Amerikaners het agtergekom dat die Jode die Amerikaners gebruik om hulle oorloë vir hulle te veg. En na hierdie Gaza volksmoord wat gepleeg is van 2023 tot 2025 deur die Joodse staat, het die Amerikaners min of meer genoeg gehad. Hulle is keelvol. So wat belangrik is dat dit verskriklik baie geld kos, eerstens om hierdie oorlog aan die gang te hou. Hulle praat van 1 biljoen per dag dollars. En lyk vir my, hulle het nou, hier so 'n stukkie wat gekom het, 151 miljoen goedgekeur, extra, 'n weapons sale aan die Joodse staat. Maar, die vraag is, hoeveel van hierdie soldate, VSA soldate het nou seer gekry, hoeveel is daar dood? Hulle sê daar's uit 6 dood. Paar beseer. Maar dit is nie wat die Iranese sê nie. En mense moet nou begin kyk na die militêre hospitale in Duitsland, waar hulle gewoonlik hierdie soldate heen vlieg. Onthou, die Iranese het hierdie Amerikaanse basisse in die golf begin bom, met missiele en drones, veral daar een in Bahrein, so daar moet definitief meer dooies en beseerders wees. En die mense is nou nogal baie wakker, so hulle het agtergekom, daar is 'n berig wat uitgekom het deur die Military Times, largest US military hospital abroad halts labor delivery services amid Iran war. So hierdie is 'n groot VSA militêre hospitaal daar in Duitsland, ek dink sy naam is die Landstuhl hospitaal, en hulle het hulle ginekologie afdeling gesluit vir hierdie tydperk, sê hulle, om te fokus op hulle primêre doel. En hulle primêre doel is om gewonde soldate te versorg, wat natuurlik kom uit die Midde-Ooste, wat ingevlieg word, of uit Oekraïne uit, of uit die Midde-Ooste uit. Daar is definitief meer dood en meer beseer as wat die Amerikaanse regering hulle burgers vertel. Onthou, ek het altyd gesê, die Amerikaners lieg gewoonlik oor min of meer als. En die waarheid kom na die tyd agter, wanneer die mense se aandag afgetrek word met iets heel anders. En dan het Iran nou verduidelik, hulle het amptelik dit verklaar, hulle praat van 183, 100 en something, ten minste 170, 173, 180, maar dit is 'n hele getalletjie, ek gaan die video hierby sit, dat hulle 'n aantal special forces, hulle praat van Delta soldate, gevange geneem het, wat ingekom het, heel moontlik om 'n regime change dan nou uit te voer, seker iets soortgelyks aan Venezuela. Maar die VSA ontken dit. Maar daar het video's uitgekom, en die Iranese regering het 'n amptelike aankondiging gemaak. Ek is geneig om die Iranese te glo. Ek weet nou nog nie van 'n geval waar hulle gelieg het nie. Maar my vraag hier is dit: hoe het die Iranese geweet hierdie ouens is op pad? Het iemand hulle nie dalk gesê nie, by name die Mossad nie? Want die Jode, dit is in hulle belang om hierdie oorlog aan die gang te hou, veral omdat ou Netanyahu het kriminele sake teen hom. So solank as wat die oorlog aan die gang het en hy 'n oorlogskabinet het, kan hulle hom nie aankla, hulle het hom klaar aangekla, maar hulle kan hom nou nie kry voor die hof nie, want die man is nou besig om oorlog te maak. Sodra die oorlog ophou, dan wil die hof hom sien, want hulle wil hom aankla vir korrupsie en 'n ander klomp goed. Reg, en daar is natuurlik 'n beplanning om nog sake teen hom te maak vir die failure, vir die feit dat die 7 Oktober gebeur het, en die Joodse staat vir 12 ure 'n stand-down order gehad het op hulle soldate. Dit wil sê, hulle soldate mag nie opgetree het nie, terwyl hulle geweet het hierdie aanval kom, want hulle is vooraf gewaarsku, maar daar is toe vir hulle gesê, nee, sit terug, moet nou niks doen nie,
Want dit gaan hier oor hoe langer hulle oorlog maak, in 'n beter posisie is Netanyahu. So, want hier het nou nog 'n interessante stukkie vir my uitgekom. Hierdie dogterskool, hierdie is 'n elementêre skool, soos 'n lyk kleuterskool, met wat 'n klomp dogtertjies was daar in Iran. Die FSA, daai vooraf ondersoek deur die FSA blyk te wees dat dit lyk asof die FSA daardie bom daar gegooi het of daai missiel daar gevuur het op daardie kinderskool. Nou die Amerikaners wil nie hieroor praat nie, maar daar is van hulle wat wakker genoeg is wat bereid is om die saak aan te spreek. En ek het 'n vraag. Die Amerikaners is nie so bekend daarvoor dat hulle skole en hospitale aanval nie. Die Jode is absoluut bekend daarvoor dat hulle skole en hospitale aanval en joernaliste. Maar nou is die vraag, wie het vir hulle die koördinate gegee van daai skool? Is dit nie die Mossad nie? Ek wonder maar net, is maar net vra wat ek vra. Want soos ek sê, dit is in die Jode se belang, in die Joodse staat, die Zionistheid se belang, om hierdie oorlog so lank as moontlik aan die gang te hou, vir hulle doeleindes, en natuurlik in die proses help die Iran help natuurlik die FSA Iran help die Jode om van die FSA footprint in die Midde-Ooste totaal ontslae te raak. Dit is wat Iran op hierdie stadium doen. Dis die Jode gebruik hierdie hele oorlog, dat die FSA kry die hammering. Die FSA kry hierdie groot krisis. Dis hulle soldate, dis Trump wat nie 'n herverkiesing sal kry nie. Hy gaan die Kongres en die Senaat verloor einde van hierdie jaar. Mark my words today. So sy hele publiek het teen hom gedraai as gevolg van hierdie gebeure. Nou wonder 'n mens maar net, wat is die hand van die Mossad, van die Zionist-staat agter hierdie gebeure? Wie het die Iranese gesê, hierdie ouens is op pad? Of is dit nou maar, het dit maar gebeur dat hulle agtergekom het? En die ander vraag is, wie het die koördinate gegee vir daardie dogterskool, wat gebom is dan deur die FSA self, wat natuurlik 'n war crime is? Ek vra maar net, kan tog nie net toevallig wees nie. Enigste ding wat toeval, ouens, is 'n gat. We have some major breaking news right now. Iranian officials say a U.S. military operation inside Tehran has failed and that 173 American soldiers from the elite Delta Force were captured. According to Iranian sources, the operation was part of a covert mission targeting key sites in the capital, but Iranian security forces reportedly intercepted the unit and detained the soldiers. Moreover, Iranian officials say the soldiers are now in Iranian custody, calling the incident a major intelligence and military victory for Iran. However, the United States has strongly denied these reports. Officials from United States Central Command say the claim is false, but from Iran's side, this event is confirmed. Make sure you follow for latest updates.